Hierdie perd, Domains and Dragons board game, ek luister wat sê vir my. Hoe verwag jy moet ons dink, sonder as ons 'n mynspaak plak van die brein? Maar ja, ek het al vir jou opstelle geskryf oor die paneel. Aan mekaar saam ek oor dieselfde ding is nie my koppie tee nie. Julle wat my luisterkanaal gereeld luister, julle weet ek het al van die paneel gepraat. Ek het dit al genoem. Maar my situasie is die volgende. Dit moet julle nou mooi verstaan. Ek het hom geantwoord. Hoekom maak jy nie jou eie kanaal oop en verkondig jou kennis nie? Ek moet hierdie vir julle weer 'n keer verduidelik. Ek praat oor goed wat niemand anders bereid is om oor te praat nie. Maar ek verstaan ook goed dat ek praat oor dinge wat baie mense nie eers van bewus was nie. So as ek oor die goed begin praat, moet ek sorg dat ek die inleiding en aanbieding mooi doen, sodat die ouens kan verstaan en dit kan volg en daaroor kan self begin dink en dan self begryp. Ek meen, daar's soveel mense wat nog steeds, as jy hulle wys op Genesis 1, vers 26 tot 28, van hulle verstaan wat daar staan, maar hulle probeer dit rationalize, want hulle is bevrees. As hulle die koppeling, hulle voel as hulle die koppeling met Adam breek, dan is hulle ankerloos. En soos ek vandag vir 'n baie goeie vriend van my gesê, dit is nie dat jy, as jy die koppeling breek met Adam, is dit nie dat jy nou in jou, wat jou geloof aan betref, ankerloos is nie. Jy's nou bevry. Want nou is jy bevry van al die stront wat hulle vir jou probeer verduidelik waaraan jy skuldig is en waarvoor jy hel toe moet gaan. En hulle kan vir jou sê jy is skuldig aan daai goed en hulle stuur jou hel toe, net omdat hulle jou laat glo, jy's 'n Adamiet. Nou, Genesis 1, vers 26 tot 28, sê vir jou, daar was ander mense ook gemaak. So, as jy daai koppeling breek, is jy nie ankerloos nie. Jy's actually bevry. Maar ek moet hierdie goed verstaan, ek moet dit stadig en versigtig. Daar's my vriend Jan wat nou dood is, wat die aand toe hy vir my toe ek daai openbaring gekry, hy het my gelei na dit toe. Toe sê hy vir my, Colin, ek is verstom. Dis mense wat ek probeer al vir 30 jaar hierdie ding vir hulle verduidelik, hulle wil dit nie vat nie, hulle wil dit nie kop nie. Nou jy moet verstaan, die oomblik wat jy daai koppeling met Adam breek, dan kak hierdie Israeliete se storie heeltemal. En dis vir hulle te erg om dit te fucking eers aan te dink. Feit dat jy kennis neem van die eerste skepping, beteken nie jy is nou op die geloofswille vlaktes van Hebron nie. Maar nou sal by dit uitkom. Die paneelklier is 'n fenominale belangrike komponent van jou as mens. En onthou net, hulle aanslag op die paneel het al begin in die laat 50s toe hulle daai fluoried in die drinkwater gedonder het. Hulle het vir jou vertel, dis goed vir jou tande. Meanwhile kalsifiseer hulle jou pinealgland. Okay, daar sê Dorena, jy het self skrif gedeel oor die pinealgland. Maar jy weet, as jy moet so versigtig met die goed wees, omdat ek met julle oor goed praat, wat nie, ander ouens wil nie oor dit praat nie. Hulle duik weg van dit af. En ek het al gesê, dit is vir my absoluut, ek kan nie mooi verstaan. Wel, ek kan actually mooi verstaan hoekom die waarheid van Genesis 1 vers 26 tot 28 so in die agtergrond ingestamp is. Want as jy dit, as jy kennis neem en daai skrif word vir jou geopenbaar, dan besef jy, die breek al die bande wat hulle, al die kerke op jou het. Kom, weg. En nou wil hulle jou laat uitmaak, iets van hierdie Israeliete wat ons jou sê, ja, daar in Genesis 1,
Dis waar die duiwels gemaak is en die ondiere gemaak is en die breinloses gemaak is en die swartes is gemaak en so. Ook weet.